aarde word gewoonlik gekenmerk deur of rampe, groot gebeure, krisisse, oorloë, weertoestande, droogtes en baie meer. Maar ek wil eintlik nie te ver teruggaan soos in 'n dekade of 10 jaar nie, en eintlik gou net bietjie stil staan by 2024, 2025 se wêreldgebeure. En ek haal vir u aan 'n gedeelte uit the Global Report 2025 Global Report on the Food Crisis. The number of people facing high levels of acute food insecurity in 2024 rose for the 6th consecutive year, reaching a horrific 295.3 million. The 2025 Global Report on Food Crises notes that this is equivalent to nearly a quarter, which is 22.6% of the population of the 53 countries requiring external assistance that were its subject. And the almost 300 million people at risk of starvation is an increase of 13.7 million over 2023, thanks to escalating conflicts, cuts in humanitarian aid and climate and economic shocks. And the number of people facing the most severe lack of food, described as catastrophic and characterized by starvation, death, destitution, and high rates of acute malnutrition, more than doubled last year. More than 95% of the people existing in such conditions are in Gaza or Sudan. Some 36 countries or territories are deemed protracted food crises, having been included in all 8 reports. And of these, 19 are protracted major food crises and account for up to 80% of the total population facing high levels of acute food insecurity across food crisis countries or territories each year. Yet, and very importantly, the plight of many of these countries never makes it to the international media. Wars, typically described as conflicts and insecurity, were the primary drivers of food insecurity in 2024-2025, affecting 134.5 million people in 20 countries or territories. And 7 of these were in the Middle East and North Africa, and 6 were in West Africa. Geliefdes, as ons terugkyk na die tyd van Jesaja sou die 720 voor Christus gekenmerk gewees het deur oorlog, deur ekonomiese onderdrukking en vernietiging. En net voor die begin van die dekade is Damascus, Israel's hoofbondgenoot teen die Assiriërs verslaan. Hulle is vernietig, hulle is verower, en die Syriese koninkryk is ontwid. 'n provinsie van en hulle is 'n provinsie van Assirië gemaak. En die koninkryk van Israel is 'n vasal gemaak en was gedwing om 'n hoë jaarlikse tribuut aan Assirië te betaal, of tax te betaal. En die presiese historiese agtergrond vir die profesie in Jesaja 9, 1-7 is onmoontlik om te bepaal. Maar geliefdes, dit moes, sê die boeke vir ons, na die 730 gewees het, aangesien dat die agtergrond is vir Jesaja, die hoofstuk 7 en hoofstuk 8. Geliefdes, agtergrond is belangrik wanneer ons na ons tekste kyk. 3 redes vir vreugde ten spyte van ons konteks is die Jesaja gedeelte eintlik baie optimisties. En ek wonder of mense skepties was toe hulle ook hierdie boodskap die eerste keer vanuit die mond van die profeet gehoor het. En tog is dit die soort boodskap wat ons in hierdie hoofstuk vind. Jesaja, geliefdes, kondig aan
dat terwyl daar tans somberheid is, terwyl daar benoudheid is, terwyl daar hongerte is, terwyl daar ongelukkigheid bestaan, sê hy daar, dat daar 'n tyd sal kom, wanneer daar geluk, vreugde en verlossing sal wees. En hy gee 3 redes vir hierdie vreugde. Eerstens, volgens die woord, die roede van die onderdrukking sal gebreek word. The rod of the oppressor will be broken. Nadat hulle swaar belastings wat deur die Assiriërs opgelê is ervaar het, sou vryheid van onderdrukking eintlik wonderlik geklink het. En tog sou baie meer rampspoed oor die volk van Israel spoel voordat dit sou gebeur. Samaria, geliefdes, sou vernietig word. Die volk sou in ballingskap gaan. En selfs die suidelike koninkryk van Juda sou tot op die punt van die uitbreiding aangeval word. Maar op die laaste oomblik word hulle deur die Here gered. Tweedens, oorlogvoering sal uitgeskakel word. Hy optimisties, in hierdie teks. Selfs die elemente van oorlogvoering sal afgeskaf word. En ek wonder of sommige mense in Jesaja se tyd al skouers sou optrek en sê dat Jesaja seker net nog 'n valse profeet was. As een van 'n hemelsnaam beloof sonder 'n rekening om rekening te hou met wat nie werklikheid eintlik aangaan. En wanneer daar oorlog is, wanneer daar ingeval word in gebiede en verower word, hoe kan 'n mens dink aan mooiheid, aan dinge wat gaan verander? En die woord sê, oorlogvoering sal uitgewerk word. Derdens, die belofte van die kind. Die belofte van 'n toekomstige koning. Hierdie laaste rede kon selfs meer kritiek van Jesaja gewek het. Wat kon 'n kind nou teen hierdie magtige vyand doen? Goeie konings was deel van Juda. En tog moes hulle almal uiteindelik soeg voor die magtige mag van die Assiriërs. En tog is dit presies wat God aan Adam beloof het. Hy sê in Genesis 3 vers 15, die saad van die vrou sou die kop van die slang vermorsel. En dit is presies wat hy ook aan Abraham beloof het. Deur sy nageslag sou al die families van die aarde geseën word. En dit is ook wat die Here beloof, broers en susters, deur die profesie van Jakob wat ook aan Juda gegee is. Die scepter sal van Juda nie wit nie, en die heerser stap ook nie tussen sy voete uit nie, totdat hy aan wie dit behoort kom en gehoorsaamheid van die nasies syne sal wees. Ons Kersseisoen is dikwels gevul met musiek wat vreugde aan die wêreld verkondig. Vreugde aan die wêreld, dan luister ons na Mariah Carey. Ons luister na Bonnie M. En ons luister na verskillende kunstenaars. Vreugde aan die wêreld as gevolg van die koms van 'n kind. En hierdie seisoen word gekenmerk deur vreugde. 'n Vreugde, broers en susters, wat regtig waar oral te bespeur is. Gaan ons winkels toe, dan hoor ons dit. Gaan ons ijskream koop, dan hoor ons dit. Gaan soek ons nog vir die laaste kersie wat moet op die tafel gaan, dan hoor ons al die musiek en die vreugde wat saam met hierdie Kersseisoen gaan. Hoekom? Vreugde aan die wêreld as gevolg van hierdie kind se koms. Dit is nie vreugde omdat die baba so oulik is nie. Dit is nie vreugde omdat die baba so onskuldig is nie. Dit is nie vreugde omdat die baba so mooi was nie. Jesaja sê vir ons, dit is as gevolg van wie daardie kind, daardie baba is, soos gesien in die name wat daar
En geliefdes, dit is 'n verwarrend, soms verwarrende titels om 'n kind aan 'n kind te gee. Want hoe kan 'n kind 'n magtige raadgewer wees as hy nog nie kan praat nie? Hoe kan hy 'n magtige God wees? 'n term wat slegs aan die God van Israel gegee word in die Hebreëse skrifte. En hoe kan hy 'n ewige Vader wees as hy binnekort gebore gaan word? Die vierde titel, die Prins van Vrede, word ten minste aan ons verduidelik. Hy sal die Prins van Vrede wees, want sy koninkryk sal deur vrede gekenmerk word. En die Prins van Vrede sal daardie koninkryk met geregtigheid en geregtigheid vir ewig vestig. Vandag, liewe broers en susters, liewe jongmans, as inwoners van 'n land waar geregtigheid gevestig is en 'n mens 'n regverdige regstelsel kan verwag, gee dit aan ons dalk nie die opwinding wat 'n mens sou ervaar nie. En wat vind ons in hierdie regstelsel? Wat vind ons in ons land? Ons vind 'n korrupte stelsel. Ons vind onstabiele sisteme. Ons vind 'n onstabiele samelewing. Met ons skole se sisteme, opvoeding wat basies ten gronde gaan. Ons vind in ons land die healthsektor, die gesondheidssektor, wat ook in duie stort as gevolg van korrupsie. Hoe kan mense aan bestuur van hospitale die geld vat vir eie gewin, hulle huise gaan bou daarmee, wat eintlik moet beddens voorsien vir die mense wat na die hospitale moet kom. Daar is die medikasie nie, want daar is nie geld nie. Daar is nie beddens nie, want die geld is gesteel. So ongelukkig sit ons in 'n onstabiele en onderdrukkende stelsel. Dus die laaste titel beskryf wat hy met sy lewe sal doen. Hy sal eintlik 'n heerskappy vestig waar geregtigheid en geregtigheid die norm is. En dit moenie, broers en susters, dit mag nie tydelik wees nie, maar dit sal vir ewig wees. Dit sal geen einde hê nie. En dit is wat ons Here Jesus Christus, wat God vir ons kom gee het. Want dit was die ontwerp van God, die ywer van die Here, van oomblik 1 af, van die sondeval tot op daardie tydstip. Hierdie teks kondig aan dat alhoewel dat dit destyds somber en sleg gewees het, die geboorte van 'n kind aangekondig word, wat alles sal verander. Jesaja het reeds 'n wenk hiervan in ons hoofstuk 7 gegee. Hierdie kind sou Immanuel genoem word, God met ons. Wat beteken, broers en susters, in hierdie wonderlike wêreld wat ons woon, maar ook met sy kontradiksie, wat ons ervaar vreugde, maar ons ervaar ook leed. Ons ervaar korruptheid, maar ons ervaar ook geregtigheid. Ons ervaar soms waar dinge skeef loop, maar dan ervaar ons waar dinge eintlik ook wel loop. Ons kan vreugdevol wees, want ons weet dat terwyl ons nie volkome geregtigheid hier op hierdie aarde kan verwag nie, hy in beheer is en hy regeer met geregtigheid. Ek is seker Jesaja se gehoor het dalk hul koppe gekrap nadat hulle hierdie woorde gehoor het. Wanneer gaan dit wees? Wanneer gaan dit wees? Wanneer kom die uitkoms? Hoe gaan dit alles gebeur? Maar vir ons broers en susters, wat aan hierdie kant van die koms van Christus leef, ons kan anders praat. Ons kan volgens 2 Korintiërs 4 vers 6 sê, want God het gesê, dat daar uit duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. Soos hy gekom het om te sterf, vir ons, en soos hy op die 3de dag in die dood het opgestaan het, kan ons vreugdevol wees.
Ons kan getroos wees, broers en susters. Ons kan getroos voel in ons eie omstandighede. U is vanoggend bekend met u eie omstandighede. Dit mag nie 'n oorlog wees nie. Dit mag dalk nie hongersnood wees nie, maar dit kan dalk iets anders wees. Ons kan getroos voel. Ons kan vreugdevol wees. Nie omdat ons lewens perfek is nie, maar omdat daar 'n lig uit die duisternis skyn. Nie omdat ons 'n sondelose lewe lei nie, maar omdat ons as sondaars kan weet en ervaar dat hy, wat op hierdie dag gekom het, ons geregtigheid is. Wie anders sal ons na toe gaan as Jesus Christus, wat vir ons kom verseker het, dat daar 'n regverdigheid in hierdie aarde sal plaasvind, dat geregtigheid vir ewig sal heers. Daarom, broers en susters, raak ons ongemaklik oor sonde. Daarom raak ons ongemaklik wanneer ons sien daar's onregverdigheid. Ons raak ongemaklik want God het dit so bestem. Deur Jesus Christus se koms het hy bestem dat hier die stelsel verander, dat alles sal verander sodat ons in harmonie hier op aarde veronderstel is om te leef. Geliefdes, ons kan weet en ervaar dat hy ons geregtigheid is. Ons kan hoopvol, getroos en vreugdevol wees, omdat hy vir ons versoening met God gemaak het. Broers en susters, en nou is ons in vrede met God. Ons kan vreugdevol wees, omdat ons weet dat terwyl ons nie volkome geregtigheid op hierdie aarde kan verwag nie, hy in beheer is en hy regeer met geregtigheid. Onthou wat Jesaja gesê het, want vir ons is 'n kind gebore. Jesus is vir ons gebore. Hy het gekom om verlosser te wees. Hy het gekom om ons vry te maak van die slawerny en die las van sonde. Hy het gekom, geliefdes, om ons vry te maak van alle tekortkominge, van alle gemeenheid. Geliefdes, ek lees in die Koran van die gruisame moord wat plaasvind. En die man het 2 mense vermoor en met die tweede persoon se kop onder sy arm geloop. En so het hulle hom gevang. En hy sê, maar hy is die Messias. Geliefdes, daar is net so ons ervaar hierdie leed in ons lewens. Ons ervaar die gewelddadigheid in ons gemeenskappe. Ons ervaar regtig daar swaarte. Ons ervaar leemtes in ons lewens. Geliefdes, hier is nie genoeg werk vir almal nie. Ons sukkel, ons mense sukkel. Hy het gekom om ons verlosser te wees. Hy het gekom om ons vry te maak van die juk van sonde. Hy het gekom om ons vry te maak van die juk van tekortkominge, van ook hierdie geweld, alles waardeur ons gaan. Hy het gekom om die onderdrukker van ons skouers af weg te neem. Hy het gekom om 'n oplossing vir my en vir u, vir ons sondes te bring. Hy het daardie sondes aan die kruis gedra en hy wil vir ons wees 'n wonderbaarlike raadsman, ons magtige God, ewige Vader en vredevors. Jesus wil die lig in hierdie duister wêreld vir ons wees. Jesus wil die lig in u lewe wees. Maar hoe maak ons dit gebeur, broers en susters? Ons moet hom aanneem. Daar is geen verlossing sonder bekering nie. Ons moet hom aanneem en in hom voortbeweeg, sodat mense ook kan sê, maar daar is iets anders omtrent hierdie persoon. Daar is iets anders omtrent hierdie persoon, want die lig van Jesus skyn uit die persoon uit. Jesus, broers en susters, is die lig uit die duisternis.
Laat ons hom nooi. Vandag in ons harte. Laat ons hom nooi aan ons tafels. Laat ons hom nooi waar daar nie 'n tafel is vandag nie. Laat ons hom nooi buitekant op 'n stoeltjie, buitekant op 'n krat waar daar nie stoele is nie. Laat ons vandag vir hom nooi om aan te kom sit aan op ons harte. Laat ons hom omhels en aanbid vandag. Sy geboortedag en die Kersseisoen. Amen.